Goeiemôre. Baie welkom by hierdie geleentheid. Reg oor die wêreld is dit die Sondag, dink ek, wat die minste bygewoon word, want mense het nou so gekersfees en reg vir die nuwe jaar dat hierdie Sondag kry gewoonlik nie baie aftrek nie. En dis eintlik baie besonders om op so 'n dag na Kersfees by mekaar te wees, waar mense so half tussen die feestelikheid van Kersfees en dan ook die werklikheid van 'n nuwe jaar wat aanbreek, en al die goed wat weer gedoen moet word, en die roetines wat begin, en die gereedmaak vir skool. So hierdie is so stil tyd wat ons tussen die feestelikheid en die werklikheid van die nuwe jaar wat op pad is, gaan wees. Kom ons hou so oomblikie vas aan Kersfees, en dan sing ons lied 353. Ons kan dit sing terwyl ons so sit, die lig kom na die wêreld in Jesus Christus Heer. Hier is die adventskrans, ek gaan die Christuskers aansteek, en dan sing ons hierdie lied wat sê dat ons weet hy is die lig wat in ons wêreld en in ons lewens ingekom het. Kom ons sit so en dan sing ons hierdie 2 verse saam. Die lig kom na die wêreld in Jesus Christus Heer, uit liefde vir die mensdom, daal hy as diensknegt neer. So lief het God die wêreld, hy gee vir ons sy seun, so word hy ons verlosser, ons middelaar en steun. Wie glo in Jesus Christus, word nou sy eiendom. Hy gee die reg tot kunskap aan die wat glo in hom. Juist daarom juig ons harte op net die Kersfeestyd. Ons eiland is gebore, vertel dit wêreldwyd. In die adventstyd op pad na Kersfees toe het ons gedink aan wat Jesus Christus deur sy koms na hierdie wêreld toe vir ons gebring het. En elke Sondag voor Kersfees het ons een van die kersse hier voor aangesteek, die kers van hoop, die kers van vrede, die kers van vreugde, die ligroos pienkers, en dan ook die kers van liefde wat ons die Sondag voor Kersfees aangesteek het. En dan natuurlik die kers in die middel, die Christuskers, wat elke Sondag hier in die groot kers voor in die erediens brand. Kom ons begin hierdie diens met Psalm 148, wat sê, Halleluja, loof die Here uit die hemel, loof hom in die hoogtes, loof hom al sy engele, loof hom al sy hemelse magte, loof hom son en maan, loof hom al die helder sterre, loof hom hoogste hemele en die water wat bo die hemelkoepel is. Laat hulle die naam van die Here loof, want dit is hy wat bevel gegee het en hulle is geskape. Hy het hulle gevestig vir altyd, vir ewig. Hy het 'n vaste orde bepaal wat nie verbygaan nie. Voor die diens het ons nou hier nie vierkant staan en gesels oor die son wat al 5 uur so sy kop uitsteek daar bo Portewil se berge. En toe vertel een van die boere wat hier om die draai boer op pad na Veldrif toe, hoe hy sien hoe die son as hy ondergaan al hoe meer ook skuif na die noorde toe. En wonderlik hoe ons bewus is van die natuur rondom ons en hoe dit ook vir ons herinner aan die Here wat die skepper is. Broers en susters, genade en vrede van hom wat was en wat is en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde.
Sien die bruid is ook vanoggend by ons baie welkom en die bruidegom. Dit is lekker om julle ook in die kerk te sien. Kom ons staan en dan sing ons saam lied 354 O Christus ons verlange, U het ons heil gebring. O Christus ons verlange, U het ons heil gebring. Sal ooit ons jubelsange U lof na waarde sing, vervulling welbehaag ons harte met U gees, skenk ons in hierdie dag 'n ware Christusfees. U wat as hemelkoning in heerlikheid regeer, maak onder mense woning, daal as 'n diensknegt neer, en herders vind 'n herder, oor wie al dankbaar juig, en wyses vind die wysheid, voor wie al bidend buig. Soos kinders met Hosannas, o koning bly ontmoet, en sê aan sy Messias, met jubels kon begroet. So val my lette vrede, heerskappy besing, my lof en dank gebede, U juichend hulde bring. Ek magteloos gebonde, ek word deur U bevry. Ek is bevlek met sonde, U kom en reinig my. Nou leef my dankgebede, nou kan ek sing en dien, nou kan ek sterf in vrede, ek het my Heer gesien. Ons gaan vanoggend saam lees uit Jesaja 63 vers 7 tot 9. Jesaja 63 vers 7 tot 9. Maar voordat ons gaan saam lees, net om ons gedagtes so 'n bietjie in die teks in te bring, wil ek vra dat as jy na hierdie prentjie kyk van tekste wat mense baie keer so teen die mure sit, of 'n pragtige hierdie hout wat so mooi geverf is met tekste wat baie keer as mense by seehuise kom, dan hulle sulke mooi goeters teen die mure, en dit skep hom 'n wonderlike atmosfeer. Waar ek bly dan is dit nou net mure en alles wat funksioneel is, maar die oomblik as my vrou bykom, dan skielik raak alles so mooi. En dan voel 'n mens sommer dis 'n woning, is 'n huis. Jy voel sommer tuis, dit voel lieflik rondom jou, jou gemoed is sommer op. En veral as dit sulke bemoedigende tekste is, wat mense teen die mure sit, of inspirerende tekste teen die yskas, maar dan moet jy net naby wees om te kan lees, en baie keer wil jy net sien wat binne is. Maar as mens so sit in 'n huis, en jy raak so bewus van sulke inspirerende woorde, wat teen die mure is, dan help dit 'n mens, want die lewe is nie baie keer inspirerend nie. As 'n mens daar in die kombuis is, dan praat 'n mens baie keer daar goed, en jy is ongelukkig oor iets, of jy sit aan tafel en jy vertel wat gebeur het, en hoe kwaad jy is vir die ander een. En dan val 'n mens se oog op daai teks teen die yskas, of jy sien dit teen die muur, en dan skielik is dit asof jy besef, maar God is hier teenwoordig. En dit
help 'n mens om te midde van die realiteite van die dag en die lewe en die wêreld, die hardheid van goed wat moet gebeur in dinge wat maar is, dat 'n mens besef maar hier is tog meer aan die lewe. Hier's iemand hier. God is hier teenwoordig. En dit is waaraan Kersfees ons herinner en dit is waaraan Jesaja 63 ons ook wil herinner. Voordat ons gaan saam lees, kom ons raak saam stil en dan bid ons saam. Kom ons buig die hoofde saam. U Jesus, eersgebore kind van God. U lig sou bewe in die wind. Dit flikker in die donker. U Jesus was 'n klein wit vlam. U is so weerloos soos 'n lam, as offer oorgelewer. Jesus Christus, U is die Here. Ons buig voor U, hoog verhewe. U skenk ons U lig en U lewe. Here, maak my 'n vlam met gloed, in droefheid en in teenspoed, 'n blink lig in die donker. Ek, Here, 'n geringe vlam, ek is so weerloos soos 'n lam. Ek wy my aan U as offer. Jesus Christus, U is ons Here. Ons juig voor U, hoog verhewe. Skenk ons tog U lig en U lewe. Hemelse Vader, dankie dat U deur die liedboek se liedere vir ons herinner daaraan dat U wat die almagtige, grootse hemelse Vader is, vol majesteit. Dat U as God gekies het om in die gestalte van 'n mens na ons toe te kom. Weerloos, soos 'n helder vlammetjie wat bewe in die lug, in die wind. En waarvan die lig so maklik uitgedoof kan raak. Dankie dat U Uself so weerloos soos 'n lam gemaak het. En dat die wêreld gedink het, U is broos, U is verganklik. Daar aan die kruis word U lig uitgedoof, word U stem stil gemaak. Dankie dat ons kan weet, 3 dae later was die graf oop, het U opgestaan. Het dieselfde mag wat ook daar gewerk het, in ons begin werk. En Here, dankie dat ons kan weet dat U sit aan die regterhand van die Vader, van waar U weer sal kom om te oordeel. Dis voor U wat ons kom, voor U wat ons buig, teenoor U wat ons juig en getuig, dat U die Here van ons lewe is. Wil U ook in hierdie oomblikke deur die woord ons kom aanraak, dat ons bemoedig word en versterk word in ons geloof, sodat wanneer ons Woensdag nag die nuwe jaar ingaan, dat ons dit nie sal doen met vrees en bewing en onsekerheid nie, maar dat ons dit sal doen as mense wat weet dat ons is broos, ons is soos klein kersies wat flikker, soos lamme wat ter slagting gelei word. Maar in ons is daar 'n vuur wat U aan die brand gesteek het. In ons werk dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit laat opstaan het. U is die Here en U woon in ons. Here, dankie dat ons kan weet U is hier, deur die Gees. Ons is bymekaar om na U te luister en dat ons 'n verwagting kan hê dat U met ons gaan praat. Ons wag op U, Here. Amen. Ek lees vir ons Jesaja 63 vers 7 tot 9. Die troue liefde van die Here sal ek vermeld. Die Hebreëse woord is gesed, is so 'n wonderlike woord. Ek het altyd dit probeer onthou om te sê, dis gesê. Die trou van die Here hoef jy nie oor te twyfel nie, dis gesê. Gesed. Dit staan vas, dis vol liefde. Die troue liefde van die Here, sê Jesaja, sal ek vermeld. Die lofwaardige dade van die Here, in ooreenstemming met alles wat die Here aan ons bewys het. Die oorvloedige guns vir die huis van Israel, wat hy aan hulle bewys het, in sy ontferming en oorvloedige troue liefde, weer gesed. Hy het gesê, dis nou die Here, my volk is hulle beslis, kinders wat nie bedrieglik sal optree nie. So het hy vir hulle 'n verlosser geword. In al hulle nood was ook hy in die nood. Die engel van sy teenwoordigheid het hulle verlos. In sy liefde en medelee was dit hy
wat hulle vrygekoop het. Hy het hulle opgetel en hulle gedra al die jare van lank gelede af. Nou as mens hierdie paar verse lees, dan toe ek dit nou ook lees, dink ek, joh, hier is 'n hele paar bordjies wat mense teen die muur kan hang. Hier is 'n hele paar yskas magnete wat jy teen die yskas kan vassit. Tekste, inspirerende woorde wat jou deur die jaar kan dra. As 'n mens kyk na hierdie prente daar teen die muur, Jesaja wat daar aan die regterkant is met die windpomp, julle kan na die tyd, ek lees hom af vir julle, op die regte tyd sal die Here doen wat hy beloof het. Dis 'n inspirerende teks met 'n pragtige Suid-Afrikaanse windpomp en die beeste wat daarby is, die vrug van die Gees. Kom ons lees deur hierdie teks en dan dink ons watter van hierdie woorde kan vir my inspireer in hierdie jaar wat voorlê. Die gesed van die Here, die troue liefde van die Here. Dit kan op sy eie op 'n bordjie hang. Die lofwaardige dade van die Here. Dat ek terugdink oor die jaar en ek dink waarvoor in hierdie jaar sou ek die Here kon loof? Sou ek vir die Here kon dankie sê? Sou ek dit vir myself heeltyd aan kon herinner? Ook in die moeilike tye om vir myself te sê, kyk net hoe was die Here by jou deur hierdie afgelope tyd. Alles wat die Here aan ons bewys het. Sy oorvloedige guns. Jogg, dis twee woorde wat so baie sê. As iemand gunstig is teenoor jou, ter wille van jou, wil vir jou net die beste. En dis nie net die beker vol nie, hy loop oorvloedig geguns van die Here, wat hy aan hulle bewys het. Sy ontferming, om in een se arms in te hardloop wat jy weet 'n God van ontferming is. Ek hoef nie te wonder oor die Here nie, kan ek gaan nie? Jy kan kom, want die Here se hart is sag, hy's vol ontferming, hy's bereid om jou in sy arms vas te hou en jou te troos. Die oorvloedige troue liefde, die gesed van die Here. Nog 'n bordjie, hy het gesê, die Here het gesê, my volk is jy beslis. Om dit te hoor, om te hoor dat die Here vir jou sê, man, jy is my kind. Beslis. Daar is by my geen twyfel aan dat jy my kind is nie. Hy het vir hulle 'n verlosser geword. Die Here is ons verlosser. Lekker daar teen die muur by die strandhuis of by die huis. In al hulle nood was ook hy in die nood. Dis dan wonderlik. Jy weet ma slaap nie vanaand nie want sy weet dit gaan nie goed met jou nie. Sy is nog meer bekommerd oor jou as wat jy oor jouself bekommerd is. So is die Here. As jy in die nood is, sê die Here, ek is in die nood. Ek trek my jou nood aan. Ek voel dit saam met jou. Die engel van sy teenwoordigheid het hulle verlos. Daar is 'n moeilike sin om te vertaal uit die Hebreëus uit wat ons nie lekker kan verstaan wat bedoel Jesaja as hy dit skryf nie. Maar engele wat die teenwoordigheid van die Here simboliseer, die belangrike is dis die Here se teenwoordigheid wat hulle verlos het, op watter vorm hy ook al is. Dat die Here se teenwoordigheid ons verlos. Die Here is hier, die verlosser. Hoe inspirerend kan dit nie wees as 'n mens op 'n plek is waar jy verlossing nodig het nie. In sy liefde en medelee was dit hy wat hulle vrygekoop het. Om jouself te herinner dat die Here is 'n God wat bereid is om 'n prys te betaal, om vry te koop in sy liefde en medelee. Hy sê onder 'n verpligting het, dis nie 'n vennootskap tit vir tat, ek koop jou vry en dan doen jy dit vir my nie. Dis uit liefde en omgee, medelee, dat die Here vrykoop. Sit dit teen die yskas, teen die muur en dan hierdie hoogtepunt. Is dit nie lekker as mense so terugdink toe jy klein was en jy het aan die slaap geraak en jou pa of jou ma draai jou kamer toe nie. Of draai jy die kar uit terug kamer toe nie. Jy moet net nie te vinnig groot word nie want dan raak dit te moeilik vir hulle. Maar die Here wat vir sy kinders sê, sy volk sê, ek het julle opgetel en julle gedra al die jare van lank gelede af. Ek voel my sommer opgelig en opgetel in die arms van die Here. Wonderlik teen die muur, teen die yskas, hierdie woorde. Partykeer doen ons dit met die Bybel. Ons haal woorde uit en dan inspireer dit ons en ons sit dit op vir ons teen die muur of die yskas. Maar ons vra baie keer nie. Maar wat sê die res van die teks rondom daai inspirerende woorde? Want hierdie wat ons tot nou toe gelees het, pas so mooi by Kersfees. Maar nou is dit die Sondag na Kersfees
Die blare van die adventskrans is al droog en verlep. En baie van die versierings is al afgehaal. En by die huis sien ek die mooi krans wat voor die voordeur was, is nou al binne die huis. Want ons gaan nou met vakansie gaan en dan moet hy nou seker al inkom, anders te wanneer haal ons hom af. Mens kry daai gevoel van die opwinding van Kersfees is nou al verby. Die realiteit van die nuwe jaar wat kom, begin so aan ons vat. En as 'n mens Jesaja 63 verder gaan lees, dan kom jy agter, liewe land, in watter konteks staan hierdie pragtige, inspirerende woorde. Want as 'n mens na Jesaja 63 gaan kyk, dan sien jy, ek het dit nou nêrens agtergekom in die woorde wat ek gelees het nie. Maar hierdie is eintlik 'n klaaglied. As ons net hierdie 3 verse sou uithaal, sou ons dit nooit besef nie. Dat Jesaja is eintlik besig om namens die volk 'n klag voor die Here te bring. Waarin Jesaja sê, ons weet is ons eie skuld. As 'n mens nou net vers 10 lees, dan sien jy dit. Waar Jesaja sê, ek praat nou namens julle, maar julle het in opstand gekom teen die Here. Julle die Gees van die Here, dit is so mooi om in die Ou Testament te lees, die Heilige Gees van die Here het julle bedroef. Julle het die Gees bedroef. En daarom het die Here julle vyand geword. Die Here het teen julle gedraai. En nou roep Israel uit hierdie situasie uit waar hulle voel, hulle is verlate, hulle is soos kinders wat se pa sy rug op hulle gedraai het, sy gesig van hulle weggedraai het, roep hulle, kla hulle eintlik tot die Here en vra, Here, waar is U? Waar is U? Hoekom soek ons na U? Hoekom is ons so uitgelewer? Sal daar ooit vir ons verlossing kom? En dit is 'n hele gebed wat gebid word na hierdie inspirerende woorde van Jesaja 63 vers 7 tot 9. Amper nog erger is as 'n mens die eerste 6 verse lees van Jesaja 63. Want daarin word 'n beeld geskets van 'n parskyp. Die wingerd het ingekom, die wyndruiwe, en dit word in die parskyp gegooi. En in plaas van dit 'n tyd is van vreugde van al die mense wat inkom, wat kom saam trap. Die oes is af en nou gaan ons wyn maak en nou gaan ons fees vier. Ons het 'n oes. Word 'n prentjie geskets deur Jesaja van 'n parskyp waarin die Here met sy spierwit kleed inklim en hy trap. En dan lees ons verskriklike woorde soos, ek het volke vertrap in my toorn, hulle dronk gemaak in my woede, ek het hulle lewensbloed op die grond laat uitloop. Die Here se kleed is bloedrooi gevlek met die bloed van die volkere wat hy in sy toorn en sy oordeel vertrap in die parskyp, omdat hulle teen sy volk is, teen Israel. En Edom word genoem, maar dis al die volkere wat teen die volk van die Here in opstand gekom het, of hulle probeer verhinder het om die beloofde land in te gaan. So langs aan hierdie pragtige woorde, inspirerende woorde oor die Here, is daar in die eerste deel van Jesaja 63 hierdie verskriklike toneel van God se toorn, God se oordeel, en van die 10de vers af, hierdie gebed, hierdie klag voor die Here, van waarom het U ons verlaat? Waarom het U ons aan onsself oorgelaat? Waar is U? Het U vergeet dat U ons Vader is? Het U vergeet dat ons die klei is en U die pottebakker? Ons het U nodig, ons is uitgelewer, help ons. Iemand skryf voor hierdie gedeelte en sê dat hier is 'n patroon wat ons dwars deur die Ou Testament sien. Dat die Here op maniere optree wat klop met wat hy gesê het. Die Here reageer nie op mense wispelturig nie, op grond van emosionele dinge wat in hom gebeur nie. En 'n mens kan nie pyl trek op die Here nie, want sy gemoed is dan so en dan is dit so jy moet maar mooi trap met die Here nie. Nee, sê hy, as 'n mens deur die Ou Testament lees en Nuwe Testament ook, dan sien 'n mens dat daarby duidelike patroon is by die Here. 'n Patroon van oordeel en van verlossing. God kan of sagmoedig wees, of die Here kan baie streng wees. Die Here kan of ontfermend wees, of die Here kan verpletterend wees. En dit is nie buite die aard van die Here nie. Dit is juis binne die verbondstrou van die Here, dat ons hierdie verskillende fasette, gesigte van die Here sien. Want wanneer die Here 'n belofte maak, dan maak hy dit
in sy reg en geregtigheid. En daarvolgens tree hy op, volgens sy aard, volgens wie hy is. Die Here het gesê in vers 8, my volk is hulle beslis. Dit is die Here se gesindheid, dis die verbondsbelofte wat hy gemaak het aan Abraham. Ek sal vir julle God wees en julle sal my volk wees. En dan sê hy, kinders wat nie bedrieglik sal optree nie. Toe die Here die verbond gesluit het, was die Here se verwagting, julle sal altyd my kinders wees. En niks gaan dit ooit verander nie. En binne hierdie verhouding waarin ons staan, het ek die verwagting, dat julle nooit bedrieglik sal wees nie. En wat ons lees in vers 10, is dat die volk juist bedrieglik geraak het. Dat hulle in opstand kom teenoor die God wat hulle Vader is, wat vir hulle sê, ek sal altyd getrou wees aan my beloftes. Is dit juist die mens, wat sy rug op die Here draai, wat in opstand kom, wat die Heilige Gees bedroef. Een van die dinge wat ons in die Nuwe Testament lees, wat daar geskryf staan, dit word nooit vergewe nie, want eintlik verwerp ek die Here, wanneer ek die Gees bedroef, draai ek my rug op die Here. En die ironiese is dat net dan begin die gebed, wat sê, Here, waar is U? Waar is U dan nou? Wat het van U geword? Terwyl die Here sê, maar my gesindheid het nog nooit verander nie. Die posisie wat ek inneem teenoor jou het nog nooit verander nie. Maar ek is 'n God van reg en geregtigheid. En wanneer ek sê dat wanneer jy ontrou is aan my, dan gaan ek teenoor jou optree. En deel van daai optrede gaan ook wees dat ek my onttrek, dat ek jou oorlaat aan jouself en aan jou sonde en jou opstand, jou weerstand teenoor my. Maar ek sê, julle is my volk beslis. Julle is kinders wat nie bedrieglik sal optree nie. En so het ek vir julle 'n verlosser geword en julle vir my 'n volk. Maar vers 10 sê, van die volk se kant af het dit verander. In Genesis 17 vers 1 sê die Here, ek is God die Almagtige, lewe naby my en wees opreg. Ons sien dit was deur die Ou Testament hoe dit die verwagting van die Here is. Hierdie innige, intieme verhouding tussen ons en hom en 'n lewe van geregtigheid wat daaruit voortvloei vanuit hierdie verhouding. Maar die oomblik as ons distansieer van die Here, die oomblik as ons eie pad begin stap, opstand kom teen hom, dan loop ons die gevaar dat ons onreg begin pleeg, dat ons liefdeloos begin optree teenoor ander mense, dat ons onreg begin pleeg teenoor ander. En dit wil die Here nie. En hy waarsku ons en hy sê, ek gaan optree teenoor julle. Ek gaan nie toelaat dat julle wat my volk is, liefdeloos is teenoor mekaar, teenoor ander, onreg pleeg teenoor ander mense, teenoor mekaar. Genesis 12 het hy vir Abraham gesê, ek sal hulle seën wat jou seën, maar wie jou verwens as volk van God, wie jou verwens as kind van my, jy wat optree vanuit daai liefdesverhouding met my, wanneer daar sondige boosheid is, wat reageer teenoor jou, gaan ek jou nie alleen oorlaat aan jou lot nie. Ek sal optree, ek sal hulle vervloek, en deur jou sal ek al die groot families van die aarde seën. En dit was altyd die verhouding waarin ons staan met die Here, van God wat hom ontferm oor ons, wat 'n verbond met ons in stand hou, ons wat binne daai verhouding lewe, volledig oorgegee aan hom met ons hele hart en ons hele siel, ons hele verstand, al ons krag, en die Here wat met ons so verhouding stap. Ons weet dit gaan nie altyd maanskin en rose wees nie. Ons weet dit beteken nie dat alles altyd reg uitwerk vir my nie, want die Here se gedagtes is nie myne nie. Ek weet nie waantoe die Here op pad is, ook met lyding in my lewe nie, met swaar kry in my lewe nie, maar vertrou die Here, want ek weet hy's 'n betroubare God wat hom ontferm, wat my liefhet, wat altyd vir my sal help al raak dit hoe swaar ter wille van hierdie seën wat ons moet wees vir die hele wêreld. En dit sien ons deur hierdie gebed van Israel in die res van Jesaja 63 en tot aan die einde van Jesaja 64. Hoe hulle eintlik deur die profete herinner word aan hierdie verhouding met God, hierdie verbondsverhouding wat die Here met Abraham gesluit het en in Moses in stand hou. Hulle onthou die Exodus gebeure, hoe die Here hulle uit Egipte uitgelei het. Hulle onthou dit selfs terwyl hulle kla teenoor die Here. Sê hulle onthou dit, Here, hoe U ons uitgelei het. Onthou U trou aan ons in die woestyn. Ons was soos 'n perd wat deur daai woestyn gegaan het sonder om te struikel, omdat U by ons was. Ons vermoed dat hierdie gedeelte ook geskryf is in 'n tyd na die ballingskap,
klaar was en hulle teruggekeer het na Jerusalem toe. Want hulle getuig en sê, help ons Here, want die tempel is afgebreek, is 'n pynhoop. Die tempel het gebrand. Ons het nie eens 'n plek om U te ontmoet en U te aanbid nie. In hierdie klag hoor ons hoe hulle eintlik onthou dat daar 'n tempel was, dat daar 'n plek van ontmoeting was, dat daar 'n plek was waar hulle die Here kon gaan vind, waar hulle skuld teenoor die Here kon bely en verlossing kon ervaar. En daarom sien ons dit, verstaan ons dit, dat dit die derde deel is van Jesaja, wat na die ballingskap geëindig het, geskryf is. Hierdie gedagte dat ons in God 'n verlosser het. En dis 'n gedagte wat ons mag hê. Die Here het gesê, julle kan dit reken dat julle my volk is en dat ek julle verlosser is. En dit het ons in Kersfees gevier. In Kersoggend het ons gelees uit Lukas 2 uit, gehoor hoe die herders het hoor waar die engel vir hulle sê, vandag is daar vir julle in die stad van Dawid as verlosser gebore, Christus die Here. En dit sal vir julle die teken wees. Julle sal 'n pasgebore kind vind wat in lappe toegedraai is en in 'n voerbak lê in 'n krib. Die Here het gesê in vers 8 van Jesaja 63, my volk is julle beslis. Kinders wat nie bedrieglik sal optree nie, wat nie bedrieglik hoef op te tree nie, binne hierdie verhouding nie. So het die Here ons verlosser geword. In die eerste 6 verse waar die Here in die parskyp is, in die volkere trap in sy toren, in sy oordeel, sê die Here, ek het rondgekyk, maar daar was vir my geen helper nie. Ek was verslae. Daar was niemand wat ondersteuning bied nie. My voorarm het uiteindelik my tot hulp gekom, my woede, dit het my ondersteun. En 'n mens kan nie dink dat die Here dit sê dat hy eintlik rondom hom kyk en dink, maar waar is sy volk? Waar is sy kinders wat 'n getuie moet wees teenoor hierdie vreemde volkere wat teenoor hulle so negatief reageer? Dat die Here sê ek staan eintlik ook alleen. Julle het my verlaat, julle het in opstand gekom, julle het my verwerp. En daarom moet ek maar my eie voorarm wees. My woede moet my maar help. In vers 9 het die Here vir hulle gesê, in hulle nood was ook ek in julle nood. My teenwoordigheid het julle verlos. In my liefde en my medelee was dit ek wat julle vrygekoop het. In Hebreërs 4 lees ons van Jesus wat die hoëpriester is, wat self in ons lewens ingedaal het. En daarom nie 'n hoëpriester is wat nie medelee met ons swakhede kan hê nie, maar een wat soos ons in alle opsigte versoek is, maar sonder dat hy daaraan toegegee het, gesondig het. In Eksodus 23 sê die Here, kyk, ek gaan 'n engel vir jou uitstuur om jou op die pad te beskerm, om jou te bring na die plek wat ek gereed gemaak het. Alles tekste wat help vir ons om te besef, ons hoef regtig nooit te twyfel aan die Here se gesindheid teenoor ons nie. As verlosser, as Vader, as een wat hom wil ontferm oor ons. In Eksodus 33 sê die Here vir Moses, moet my teenwoordigheid met julle saamgaan. Moet ek vir julle rus gee? En dan sê Moses so mooi, Here, as u teenwoordigheid nie saamgaan nie, moet u ons asseblief nie van hierdie plek laat optrek nie. Dit was net na die insident met die goue kalf, waar die volk eintlik hulle rug op die Here gedraai het. En die Here vir hulle sê, wil julle nog hê ek moet met julle saamgaan? En dan sê Moses so mooi, Here, ek versit nie van hierdie plek, as ek nie die versekering het dat u saamgaan, dat u met ons en voor ons uitgaan nie. In Matteus 28 aan die einde van die evangelie sê Jesus, gaan oor die hele wêreld, maak die mense my disippels en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En dan sê die Here daarby saam, en onthou, skryf dit op jou mure, sit dit daar op die yskas. Ek is by julle. Ek is by julle tot die volëinding van die wêreld. Dieselfde God, drie-enig, wat in Jesaja 63 vir die volk wat teen hom in opstand kom, herinner, op hulle yskas daai magneet sit, op hulle mure, dat as hulle instap en hulle is opstandig en hulle kla en hulle murmureer en beskuldig die Here, dis u skuld dat ons alleen is. Dan sit die Here daai 3 verse vir hulle so op teen die muur en hy sê nee, dis wie ek is. Ek het nog nooit vir julle verlaat nie. My gesindheid was nog altyd die van ontferming, van liefde, van sorg. Ek is die een wat julle my arms neem, wat julle dra.
In aan julle nood was ek in die nood. My teenwoordigheid het julle verlos. In my liefde en my medelee is dit ek wat julle vrygekoop het. Daarom sê die Hebreërskrywer vir die mense aan wie hy skryf, wees tevrede met wat julle het. Want hy het gesê, ek sê jou beslis nie verlaat nie, jou ook nie in die steek laat nie. Sodat ons met vertroue kan sê, die Here is vir my 'n helper. Ek sal nie bang wees nie. Wat sal 'n mens aan my doen? In hierdie klaaggebed wat hulle bid daar in Jesaja 63 en 64, erken die volk dit. Hulle sê, U is immers ons Vader. Ja, Abraham, hy ken ons nie. Abraham is ons voorvader, maar hy weet nie van ons nie. Israel, Jakob wat Israel geword het, hy herken ons ook nie. U is ons Vader, ons losser van altyd af, is U naam. Terwyl hulle kla, terwyl hulle murmureer, weet hulle dit, lees hulle dit in die beloftes van die Here, dat hy hulle opgetel het, hulle gedra het al die jare van lank gelede af. Maar nou waar hulle nou is hulle onseker. Nou waar hulle nou is, twyfel hulle aan hierdie waarheid, aan hierdie belofte van die Here. En miskien is dit waar ek ook is na Kersfees. Het 'n mens hierdie verwagtinge gehad van goed wat in Kerstyd kan gebeur, wat ander tye van die jaar kan gebeur nie. Familie wat bymekaar kom, dalk versoening tussen twee broers of susters of oom en 'n tannie. Dalk gaan ons Kersdag die vreugde en die liefde van die Here ervaar. En toe was daar woorde oor iemand het iets vergeet of nie die kos reg voorberei nie of iemand het gekla oor iets. En nou voel 'n mens, ag, hier lê die jaar alweer voor en Kersfees was nie eens wat ek gedink het dit gaan wees nie. Kom ons hoor hierdie beloftes van die Here. Kom ons bely dit wat ons glo van die Here. En ek wil vir jou sê, moenie soos ek wees en net mure om jou bou in 'n tafel en stoele nie. Gebruik die mure, gebruik die yskas. As jy iewers in 'n winkel is en jy sien hierdie pragtige belofte oor die Here, gaan lees maar in watter konteks hy gebruik word, want miskien beteken dit nog meer as jy besef dis juis in die konteks van klag, van mense wat verlate voel, dat die Here hierdie beloftes vir hulle opsit teen hulle mure, om vir hulle te help in hierdie nuwe tyd wat hulle ingaan. 'n Tyd waarin die tempel plat geslaan is, wat Jerusalem in pyn lê, waar die verwagtinge wat hulle gehad het oor terugkeer na Jerusalem toe teleurgestel is. Maar waar hulle hierdie beloftes van die Here met hulle kan saamdra en sê, nee, alles is nie so donker nie. Die Here dra my, die Here is by my, die Here gaan saam met my, die almagtige God ontferm hom oor my, in sy liefde is hy hier by my. Kom ons staan en dan bely ons geloof in hierdie God. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter hulle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en in ewige lewe. Amen. Die blare kan verlep, die kersse kan uitgebrand wees. Ek sien al voor die skapies kan van hulle wolle verloor, maar die boodskap van Kersfees bly helder brand deur die res van hierdie jaar, totdat ons volgende jaar weer begin om die kersse van hoop en vreugde en vrede en liefde aan te steek. Moenie moedeloos raak in 2026 nie. Moenie voel dat jy ooit verlaat is nie. Die Here is jou Vader, hy is by jou, hy gaan met jou wees. Vertrou dit.
mense Ek is nou jammer, ek was 'n bietjie ambisieus met hierdie lied, maar ek is ook nie jammer nie. Want dit is 'n pragtige lied en mens moet hom maar net leer sing wat die Here aanbid en die eer aan hom gee. Ons gaan die seën van die Here ontvang en daarna sing ons die lied wat ons hier in ons gemeente sing en ons gebruik is om aan mekaar te raak. So ek sien hier's almal min of meer 'n maatjie, maar as jy nie 'n maatjie het nie, ons dink aan jou en ons sien jou raak en ons sing dit ook vir jou. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en bly. Moenie bang wees nie. Amen.